Het jij de begeerte vanavond nader om te komen. Ik wil nader aan U weer. Heer Jezus, ons wil nader. Ik wil nader. Breng ons nader. Tot bij die voeten, Heer. Ik wil nader aan U weer. Ik wil nader aan U weer. Fill us up, fill me up, fill me up, till I overflow. I wanna run over, I wanna run over, fill me up, till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Hey guys, ik ben vooral in de huis van hier te wees. Het is altijd lekker om in de huis van hier te wees. Het lekker neem. Over die muziekband zei dankie. Het is altijd lekker om samen te bedienen. Ik heb vanavond nog een redelijke moeilijke taak om te doen. Maar ik wil het doen zoals het God het op mijn hart gelegd. En daarom wil ik je vragen om samen met de blaai naar Josua, die 7e hoofdstuk toe. En ons gaan lezen van vers 20 af saam. Hij sê daar zo. Toe het aan Josua geantwoord en gesê: Waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel. En so het ek gedoen. En ek het namelijk een mooi mantel van Senier by die buitengoed gesien en 200 sikkels silwer en een goudstaaf van 50 sikkels in gewig. En ek het het begeer en het geneem. En kyk, daar lê dit begrawe in die grond, binne in my tent, en die silwer daaronder. Toe het Josua boodskappers gestuur, en in die tent loop lê. Toe het Josua die boodskappers stuur en hulle na die tent loop, lê dit daar begrawe in sy tent, die silwer daaronder. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, het gaan nie vanaand oor ons nie, maar het gaan oor U. Het gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanaand sal inkom, ons harte sal aanraak. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlijke naam. En die volk van die Here sê, Amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou praat oor 'n gebeurtenis. As ek kyk, Josua het deur 'n klomp moeilike goed gegaan, deur die Jordaan gegaan, en toe hulle deur die Jordaan is, toe moet hulle Jerigo verslaan, en Jerigo verslaan, en terwyl hy uitkyk, ek wil amper sê op die berg gestaan en gekyk na die volgende stad wat oorgeneem het word met die naam van Ai. En Ai was nie 'n groot stad nie, so hy het sy hele weermag opgekommandeer vir dit nie, want dit was iets kleins. Dit was iets amper half minderwaardig, as ek dit so kan sê.
Maar iets gebeur, want ek dink dat hy staan en hy kyk, en hy proe nog die oorwinning van gister teen Jerigo. Ek dink hy staan nog op daardie berg en hy kyk, en hy sien hoe klein Ai is, en hy dink aan sy binneste, dit gaan maklik wees. Dit gaan nie nodig wees om soveel dinge te doen nie, en dit gaan eintlik so eenvoudig wees om hulle te verstaan. En die Bybel sê vir my, dat as jy Josua die 7de hoofstuk gaan neerlees, dan sê hy daar so iets wat my geweldig hinder, my geweldig pla, en dit is dat Josua het toe 'n klomp, ek dink 2 of 3000 mans gestuur om uit te gaan verslaan, en dan dieselfde dag word 36 van die Jode doodgemaak. Ek sien hoe hulle liggame lê op die stofpad. Ek sien hoe hulle dood lê. Ek sien hoe Josua gaan staan en kyk en hy sê, nou wat nou? Ek sien hoe Josua staan en bekommerd is, want dit voel God het hom verlaat. Voel God het teen hom opgetree in die oomblik, en die Bybel sê dat hy sy klere geskeur, voor God neergeval, want 36 dood was vir hom te veel. En hy vra, Here, wat gebeur? En die Bybel sê hiersom, en ek wil dit vir jou lees, want hy loop sy aangesig voor God. Vers 10 sê, toe sê die Here vir Josua, staan op, waarom tog lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig, en het oor my verbond oortree. En dadelik kom het in my hart op, dat hier kom 'n paar manne, 3000 word uitgekies, om 'n oorlog te gaan beklei, en hulle verloor die oorlog, as gevolg van iets, wat een man verkeerd gedoen het. En dadelik begin my te pla, want jy sien, die Bybel praat vir ons as lede van een liggaam. Hy praat van ons is die manne van die kamp. Hy praat van ons is die wat in die laar is van Christus, maar een ou se oortreding, een ou se sonde, een ou se ongehoorsaamheid, kos hulle die oorlog. En die Bybel sê dat God deel met hom, en hy sê vir hom, Israel het gesondig teenoor my en my gebod. Want jy sien, die gebod was, of dit wat gesê was, toe die Jerigo binnenval, ons moet alles verbrand. Ek gee nie om of dit man, vrou, kinders, diere, en klere, goud, silwer, dit word verbrand. Want weet wat, dit behoort nie aan ons nie. En die Bybel sê dat die man het iets gesien, uit die plek van, die Bybel gee dit 'n naam hier so, maar as jy gaan kyk waar dit is, dan sê hy, dis die plek van Babylon waar dit vandaan kom. Hy kyk en hy sien hier die mooi mantel, wat daar vanaf kom, en hy begeer dit. En toe hy die mantel vat, en dink hy, ag, dis nie so erg nie, niemand gaan die mantel sien nie, en om een ding te vat, is nie so erg nie. En hy vat die tweede ding, hy vat 'n staafie goud, en hy vat so 30 sikkel silwer, en dadelik begin het in my gedagtes op te kom, van 'n snaaks die vyand jou vat, en jou begin sê, maar een dingetje wat jy verkeerd doen, is nie so erg. En dis nie so moeilik, as jy een ding verkeerd doen, dit gaan nie die ander beïnvloed nie. Niemand sien jou nie, het gaan nog nie oor iets anders. En die Bybel sê, dat toe hulle verloor, en 36 man dood is, toe gaan Josua terug na God, en hy sê, ek verstaan nie, hoekom het jy my gevat, en my oor die rivier gebring, en my Jerigo laat oorwin, maar ek kan nie Ai oorwin nie. Hy gaan nie sê, kom ons kry nog meer manne nie. Hy sê nee, ek gaan soek die fout by myself. Ek gaan soek die fout in waarin ons verkeerd gedoen het. Kan ek dit vanaand vir jou sê? Baie mense
En toe ek hierna kyk, te sien ek dat hulle begin met die proses van eliminering, waar Joshua na elke stam toe gaan, tot God vir hom sê, hierdie is die stam van Juda. En toe die stam van Juda is, te begin hulle deur te gaan, deur die manne, en toe hy by Achan kom, te sê God, hierdie is die man. En hy sê vir hom, Achan, beken aan my, wat het jy verkeerd gedoen? Vertel my net, wat het jy verkeerd gedoen? En jy sien, en dadelik kom het by my op, dat die besluite, wat jy maak, dalk beïnvloed my. Die keuses wat jy maak, beïnvloed jou kinders. Die besluite wat jy maak, bepaal of jou kinders name aan God is of nie. En dit het my geweldig gepla, want ek het gaan kyk, hierdie man se begeerte was om God te dien. Want sy eerste woorde was, ek het gesondig teenoor God en teenoor Israel. Maar sê, baie keer moet ons verstaan dat sonde het nagevolge. Ons moet baie keer verstaan dat die dinge waarmee ons besig is besig om nie net ons dood te maak nie, maar ons gesinne. Is besig om ons verhoudings dood te maak. Is besig om ons kinders dood te maak. Is besig om dinge dood te maak. En jy sê, pastoor, soos wat? Weet jy, dit hoef nie groot goed te wees nie. As jy vannacht lê, en jy kyk pornografie op jou foon, moet nie verwag dat God jou môre moet sien nie. As jy vannacht lê, en dinge doen wat verkeerd is in die oor van God, moet nie verwag dat jou kinders gehoorsaam aan jou moet wees nie, want daar is 'n struktuur waar volgens God handel, daar is 'n struktuur wat volgens God dinge doen. En daarmee toe ek hierdie sien, toe raak ek bekommerd in my gees, want weet jy wat, ek moet kyk wie saam met my in my laar, ek moet kyk of ons gehoorsaam is aan God, ek moet kyk of ons nie oorwinnings behaal nie, waarom behaal ons nie oorwinnings nie, is ons nog soekend na God, is ons soekend na oorwinnings van God. En daar gaan kyk ek, want hulle vat die man, stenig hom, gooi alles op en begin te brand. En daar ek sê, Here, dis nie wat ek moet doen nie. En Here sê, jy hoef nie, want daar was 'n kruis. En aan daardie kruis was vergifnis van al jou sondes. Al wat jy hoef te doen is om het te bely. En weet wat? Ek het vanmiddag, terwyl ek voor die Here lê, was ek besig om voor te berei te begin ek. En dadelik toe ek hierdie woorde sien, begin dit in my hart op te kook. Here, wys my wat het verkeerd gegaan in ons lewens, wat het verkeerd gegaan in mense se huisgesinne, wat het verkeerd gegaan in hulle verhoudings, in hulle huwelike, in hulle finansies. Here, wat het verkeerd gegaan? En weet jy waarom kom dit uit? Op een woord, een is ongehoorsaam. En nou praat ek eers van die kerk, ek praat van jou gesin. Ek praat van jou familie. Ek praat van jou huishouding. Daai een verhouding wat jy het, is dalk reeds dit. En dadelik toe God met my begin praat oor hierdie gedeelte, toe begin my hart te kom en ek voel soos Joshua, voel ek voor God gaan lê. En dit sê ek verstaan, Here. Ek wil beter verstaan, verander my gees, verander my denke. En God sê, ek wil jy moet vir die volk sê, hierdie is nie een mans besluit nie, hierdie is nie een mans bediening nie. Elke een van ons wat vanaand hier sit, elke een wat in die oggend hier sit, het 'n deel aan hierdie bediening. En elke ding wat ons doen, beïnvloed die ander een. Ons skrikwekkend, nee. Dit my begin pla. En ek het voor God gaan sit en ek het net gesê, Here, wys dat vir my. En daar het ek toe gaan sit en begin kyk na wat in ons lewens gebeur en hoekom dinge gebeur, toe kom ek agter. Maar daar is besluite wat ek gemaak het wat julle kan beïnvloed. Daar's dinge wat ek verkeerd gedoen
by jou werk beïnvloed, kan ek dit maar vanaand vir jou sê, pas op waarmee jy besig is, dis besig om die mense om jou te beïnvloed. Ons is so geneig om te dink, dis net ek, kan ek dit maar vir jou sê, dit wat jy in die duisternis doen, gaan in die openbaar vergelde word. Hierdie man het nie in die lig gesteel nie, hy het gesteel en het gaan begrawe, hy het het onder sy tent gaan wegsteek, dat niemand dit moet sien, en niemand dit moet weet nie, maar, dit het die mense om hom beïnvloed. Terwyl ek vanmiddag voor die Here lê, toe begin ek te bid. En weet jy wat is die eerste ding wat in my hart opkom? Al in jou graf. Ek wil begin klaarmaak. Want jy sien, baie keer in ons lewens versteek ons dinge, dat ander dit nie moet sien. Ander moet nog net nie hoor, of net nie van weet nie, pastoor. Ons probeer dinge wegsteek van ons man, van ons vrou, van ons kinders, en ons probeer om ons verlede uit die pad uit te kry. Kan ek dit vir jou sê? As jy dit net kan bely, sê die woord van God. Hy verwyder dit so ver as die ooste van die weste, en hy dink nooit weer daaraan nie. Ek sien hier het my laat wonder of ons werklik weet wat Jesus aan die kruis gedoen het. En die oomblik toe die sand begin wegskep in my tent, toe kom ek op God af, wat ek daar weggesteek. Dinge wat my kind se lewe kan beïnvloed, dinge wat my kleinkind se toekoms kan beïnvloed. En dadelik, toe ek hierdie goed sien, te sê, Here, help my om ontslae te raak van dit. Help my om die ongehoorsaamheid weg te vat by my as hoof van my huis. Want jy sien, partykeer raak dit net jou huis, maar ander kere raak dit die mense om jou. Partykeer raak dit die hele liggaam van Christus. So dan is so mooi gesing, ek wil nader aan U wees. Maar dit gaan beteken, ek moet my graf optel. En die sand begin skuif. Dit gaan beteken, ek sal met dinge begin doen, wat ek nog nooit in my lewe wou doen nie. Ek sal my geraamtes vir my taal. Ek sal dit moet wegvat. Ek sal dit moet uitkry. Heeltemal uitkry uit my lewe uit. Maar weet wat is ons grootste probleem? God vergeef ons, baie vir ons sondes, maar ons hou dit teen onsself. Ons staan voor God en ons sê, ek weet nie my vergewe, maar ek het myself nog nie vergewe. Jy sien een grapie wat ek maak, kan iemand anders se lewe verwoes. Een woord wat ek spreek, wat ek dink dalk oukei is, kan 'n ander een vat en hy sy oorwinning verloor. En hy weet nie van jou nie, maar God
God het 'n erns in my hart ingeplaas. Ek wil ontslae raak van goed wat die mense rondom my kan beïnvloed. As dit jou nie positief kan beïnvloed vir die koninkryk nie, wil ek dit nie in my lewe hê nie. Maar as dit jou positief beïnvloed, beteken dit een ding. Dit beteken, dis klaar nie openbaar. Dis die goed wat ons bang is, wat ons negatief gaan beïnvloed, wat ons wegbere. Pastor, waarvan praat jy? Ander moet ek hierdie mantel sien nie. Of hierdie goud sien, of hierdie silwer sien, of hy moet net nie sien. Ek het nie onder my tent iets gegrou nie. Hy het nie eers aan die buitenkant van sy tent gedoen nie. Hy het dit binne in sy tent gedoen. Kan ek dit vandag vir jou sê? Moet nie goed in jou binnekamer wegsteek nie. You can hide it from me. You can hide it from yourself, but you cannot hide it from God. Het is partykeer moeilik om dinge uit te haal wat ek dink my gaan bevoordeel. Ek wil nooit iets hê wat my bevoordeel, wat ander benadeel nie. Want dis nie hoe die liggaam funksioneer nie. Ons sal sê ons is lede van die liggaam, one body. Maar dan wil ek jy moet verstaan wat ek doen en wat jy doen beïnvloed die ou langs jou. Ek het vandag het iemand my gewys, een spinnek op die persoon gebyt, op die been, klein gaatjie, maar net so groot blauwkool nader rondom. Die persoon vraag my, wat moet ek maak? Ek sê, gaan dokter toe, asseblief. Want jy sien, die gaatjie is op jou, maar die invloed is rondom jou. Dis nie net jy wat slei nie, jou hele liggaam bly. En ek weet nie van jou nie, maar ek het vanmiddag goed voor die Here lê en sê, Here, gee my graaf wat ek soek. I need to look deeper into myself. Ek wil nie oorsaam wees dat jy dalk sterf of nie oorwinning kry nie. Wat sal gebeur? Hoe sal jy voel as jy die fout maak, maar ander mense sterf as gevolg daarvan? Elke oog gebuig, elke oog gesluit. Wil jy niemand moet rondkyk vanavond nie, asseblief. Ek wil vanavond ernstig met jou praat. Ek wil ernstig met elkeen praat wat vanavond hier is. En ek wil vanavond vir jou sê, my bekommernis is gegrond. Want weet jy wat? Die dinge wat ek in die verlede gedoen het, kan jou moontlik beïnvloed. En dan wil ek vanavond na God toe kom en sê, Here, ek besef, daar's dinge wat in my tent weggesteek lê. Wat ek vanavond van ontslaan raak. As jy vanavond jou sit en sê, Here, daar's dinge in my tent, dinge in my verlede, wat ek weggesteek het,
wat ek van ontslaan raak, steek op jou hand na God. Ek wil saam met jou bid, dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. Ek wil jou vraag as jou hand te steek, het sal jy saam met my opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Ons Vader, wat in die hemel is, ek kom vanaand na U toe, soos U is. Ek staan vanaand voor U en ek huil, want Here, ergens het iets gebeur dat ons die stryd verloor het. And I need to get back to the place where I can become a conqueror. Doesn't mean that I have something hidden in my tent. Then I want to come and confess and say, Lord, this is me. Yet it is not ek. Here as my kinders swaar kry, is dit ook ek. As my huwelik swaar kry, is dit ook ek. As ek finansiëel swaar kry, is dit ook ek. As my gesondheid oorlei, Here, is dit ook ek. En ek wil vanaand kom en ek wil bid en vra, verander my, asseblief, Here. Gee my 'n graaf in my hand, dat ek liewer self sal uithaal wat nie van God af is nie. Dat ek liewer self ontslae sal raak van die goed wat ek vir ander probeer wegsteek het. Here, help my om ontslae te raak, dat ek het verbrand, dat ek het wegkry uit my lewe uit. Want ek soek God met alles binne my. Nou wil ek vanaand bid en vra, Here, sit 'n graaf in elkeen van ons se hande vanaand. Here, dat ek sal begin ondersoek wat lê in my tent. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus Christus, en ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek kan die sitplekke neem. Terwyl die musiek staan na vore kom, wat die laaste gedagte met jullie deel. Voordat ek weer 'n keuse maak, wil ek net hierdie woorde oor my mond uiter. Wat gaan dit aan die mense rondom my doen? As my keuse jou positief gaan beïnvloed, as my keuse jou gaan help, as my keuse gaan wees om jou te vat en jou op te lig, jou te help om te oorwin, great! Maar Here, is dit wat ek kies, maak dat iemand anders nie meer wil hê, van seer kry, wil ek vra, val dit by my weg. I don't want it. Ek wil niks hê wat 'n skeidsmuur tussen my en God kan bring. Ek wil niks hê wat 'n skeidsmuur tussen jou en God kan bring. Kyk na jou hart. Vat jou graaf en ondersoek jou tent. Kyk nie of daar nie dalk iets is wat die mense rondom jou kan beïnvloed. Amen. Saam, so nou op, sal vir